Dis vir ons baie welkom, of 'n groot voorreg om elkeen wat hier is te verwelkom. So ook elke kyker en luisteraar by die huis. En ons bid dat dit vir julle net so 'n geseënde geleentheid sal wees, soos ek glo vir elkeen van ons hier in die banke. Kom ons sit so, en dan bid ons saam. Here, vanoggend is ons reeds herinner aan die feit dat U die een is wat ons van binne af kom verander. Deur U teenwoordigheid hoor ons nie net die woord nie, maar bied dit geestelike groei. Daarmee saam die wete dat U ons versorg en beskerm. Dat ons nie 'n vrees hoef te hê vir die wêreld daar buite nie, want U is met ons. Waar ons nou voort gaan bou op hierdie tema, Here, bid ons vir U teenwoordigheid. Ons bid dat U Gees ons vanuit ons diepste wese opnuut sal kom vervul. Dat ons fokus sal wegskuif van die eksterne geraas. En dat ons sal uitluister, sal fokus spesifiek vir U stem. Sien ons by mekaar wees. Ons dink aan hulle wat nie hier kan wees nie, wat die rede mag wees, en ons vra dat U ook in besonder daar waar hulle is, U hand van liefde en bewaring en versorging oor hulle sal hou. Amen. Vanoggend kyk ons na die eerste 9 verse van Nehemia hoofstuk 4. Die opskrif daar meld pogings om die bouwerk tot stilstand te bring. Ons lees vanaf vers 1. Toe Sanballat hoor ons bou die muur, was hy woedend. Hy het met groot ergernis smalend teen die Judeërs uitgevaar en vir sy mede-amptenare en vir die soldate in Samaria gesê, waarmee is die arme Judeërs besig? Wil hulle vir hulle 'n stadsmuur bou? Wil hulle offerandes bring en in een dag klaarmaak? Wil hulle die klippe laat herleef uit daardie hope stof en as? Tobia, die Ammoniet, het langs Sanballat gestaan en hy het gesê, laat hulle bou. Daardie klipmuur van hulle sal omval as 'n jakkals daarteen spring. Hoor dit, ons God, ons word bespotlik gemaak. Laat die smaad op hulle eie kop afkom. Laat hulle gevangenes word in 'n land van ballingskap. Moenie hulle oortreding vergewe nie. Moenie dat hulle sonde ooit voor U uitgewis word nie. Hulle het die bouers beledig. Ons het bly bou aan die muur. Die hele muur was al halfpad opgebou. Die mense se hart was in die werk. Sanballat, Tobia, die Arabiere en die Ammoniete en die mense van Asdod was hewig ontsteld toe hulle hoor hoe die herstel aan Jerusalem se mure vorder en die afgebreekte gedeeltes is byna klaar opgebou. Hulle het saam gesweer om Jerusalem te kom aanval en verwarring te stig. Ons het tot ons God gebid en dag en nag wagte teen hulle uitgesit. Net tot sover ons teksgedeelte vir vanoggend se boodskap. Nou vriende, vanoggend staan ons stil by die 8ste deel in ons reeks vanuit die boek Nehemia onder die oorkoepelende tema, die behoefte om te bou. En tot dusver het ons eintlik al verskeie hoogtepunte uitgelig, positiewe hoogtepunte. Ons het in die begin van die boek geleer dat die konstruksieproses deur die Here in die hart van Nehemia begin is. Die konstruksieproses het heel in die begin van die boek in Nehemia se hart self ontstaan. Daarna lees ons hoe die koning hom goedgesind was toe hy voor hom verskyn en sy saak aan hom stel. En ons lees dat Nehemia nie een keer nie, maar ten minste 2-3 keer die klem daarop fokus dat die feit dat die koning hom so goedgesind was, alleenlik weens die Here se hand was wat oor hom gehou het. Hy sou dit nie op sy eie kon regkry wat hy gedoen het as dit nie vir die Here se teenwoordigheid en bystand was nie.
Ons lees dat die koning het hom al die toestemming gegee waarvoor hy gevra het, om vir 'n bepaalde tyd weg te gaan, vir al die nodige briewe wat hy gaan nodig hê vir die grensposte, al die materiaal wat hy gaan benodig. Die koning het selfs vir hom 'n leermag saam met hom gestuur, soldate om hom te help, dat hy kan veilig bly, as hy deur hierdie uitdagende streke beweeg en selfs in Jerusalem aankom. Na 3 dae van niks doen nie, net kyk en sien en inneem wat rondom hom gebeur, lees ons dit Nehemia toe alleen in die donkerte en die stilte uitgegaan, hy die stadsmure begin ondersoek, om presies te sien wat se taak lê vir hom voor, wat presies moet gebeur, wat moet gedoen word. Daarna sien ons weer 'n pragtige hoogtepunt in die verhaal, waar die volk instem by hierdie bouproses. En weer eens kan 'n mens nie anders as om dit te beklemtoon dat dit nie was vanuit Nehemia se woorde self nie. Dit het gebeur omdat die Here sy hand oor Nehemia gehad het. Ons lees die volk het ingekoop by hierdie bouproses en hulle het as een man opgestaan en gesê, kom ons bou. En dit is wat hierdie keer se herbou soveel anders te gemaak het as al die ander moontlike pogings wat daar voor dit was om die muur te probeer herbou. Wat hierdie keer anders gemaak het is, God was teenwoordig. God, die Here, het die leiding geneem van hierdie herbouproses. En dit het die volk soos nog nooit tevore nie opnuut gemotiveer en geïnspireer om te begin bou. En laasweek het ons stilgestaan by hoofstuk 3, waar hierdie bouproses begin en hoe daar spesifiek vir die gemeenskap gesê is, bou die deel van die muur wat reg voor jou huis is, wat reg voor jou deur is. Maar, en ons het hierdie woordjie maar nou al 'n paar keer gehoor in hierdie reeks tot dusver, maar vanoggend gaan ons nou vir 'n derde keer in die reeks die volgende aspek baie hoor. En die feit dat dit vir 'n derde keer na vore kom, sê vir ons hoe belangrik is dit vir die skrywer dat ons nooit van hierdie punt moet vergeet nie. Ons moet altyd dit in ag neem. En ons het dit vir mekaar al gesê, ek herinner julle dit weer eens vanoggend daaraan. As jy iets in jou lewe vir die Here wil oprig, of dit nou 'n gesonde huwelik is, of 'n nuwe besigheid met integriteit, of die herstel van 'n stukkende verhouding, of 'n nuwe gesonde geestelike gewoonte, of selfs nuwe herlewing in 'n gemeente, moet jy altyd weet dat hierdie visie, dat hierdie bouplan, dat hierdie bouproses gaan koppe stamp met die wêreld. Jy moet maar weet, jy gaan nie wind van voor kry. Jy moet maar weet, daar gaan weerstand wees. Die wêreld, die bose, gaan altyd daarop uitwees om hierdie nuwe optimisme en inspirasie en bouproses van jou te wil verhoed. 2 keer in die tweede hoofstuk van Nehemia was die volk en Nehemia self ook gekonfronteer met hierdie eksterne geraas wat hulle kom probeer breek het. Hoofstuk 2 sluit daarmee af en dis asof met die oorgaan na hoofstuk 4 kom dit nou maar net weer. Dis waarmee hoofstuk 4 begin. Daardie eksterne geraas, daardie eksterne wrywing, wind van voor, weerstand is al weer teenwoordig. En 'n mens kan net hier stop en al klaar 'n baie belangrike les uit dit wat sopas al reeds gesê is, uithaal, hermeneuties deurtrek na vandag toe. Ons kan vir mekaar vandag kom net weer daaraan herinner, dat ons moet onthou, dat die vyand, die duiwel, twyfel, vrese, bedreigings, beproewings, kom val jou nie net in die begin, in die aanvanklike beplanningsfase van jou bouproses aan nie. Dit kom val jou nie net aan wanneer jy ergens om 'n tafel sit met 'n pen en papier en jy probeer die visie wat in jou kop of in jou hart is op papier sit nie. Daai aanvalle kom ook wanneer jy dag 1 by die bouperseel opdaag, wanneer jy by die konstruksieterrein aanmeld en jy begin om jou gereedskap een vir een uit te pak en op te stel, dan kom daai geraas weer, dan kom daai wind van voor weer en probeer dit jou konstruksieproses, jou bouproses probeer dit verhinder. Maar soos ons ook vanoggend gaan sien, dit hou nie op nie. En die konteks van hoofstuk 4 is die muur al halfpad gebou. En die bouers, lees ons, word herhaaldelik
weer en weer, oor en oor, deur hierdie eksterne geraas, geïntimideer, gespot, verag. Daar word probeer om enige wyse moontlik die volk, die bouers op so 'n manier seer te maak, dat hulle eerder sal ophou met die bouproses, dat hulle eerder hulle gereedskap sal neersit en sal wegstap. En ek dink dit is waarom die skrywer dit 3 keer uitlig, is om vir ons te sê, daai aanvalle kom gereeld, daai aanvalle is kronies. Daar gaan min in die lewe wees wat jy 'n stil dag in jou geestelike lewe gaan ervaar. Die wind gaan elke dag waai. Ek kom van die kus af, daar in St. Francis. Die wind waai elke dag, net uit 'n ander rigting uit, né? En in jou geestelike lewe is dit baie dieselfde. Die wind gaan basies elke dag waai, dalk net vanuit 'n ander rigting. Jy moet dit weet en jy moet dit in ag neem wanneer jy iets vir die Here wil bou. Nou, soos gesê, na aanleiding van die 2 gebeure in hoofstuk 2 sien ons dit nou weer 'n keer hier in hoofstuk 4, maar ons gaan nie ons aandag op die geraas plaas nie. Ons gaan nie te veel fokus op die vyand wat probeer om die bouwerk te stop nie. Dis iets wat ons baie keer doen. Ons laat toe dat die geraas ons aandag wegtrek van die Here se plan vir ons bouproses. Ons gaan nie dit toelaat nie. Ons gaan nie vir die bose, vir die vyand daardie mag gee nie. Ons gaan eerder vanoggend fokus, soos in hoofstuk 2, op die harte en die gesindheid en die dissipline van die bouers. En deur dit te doen, gaan ons hopelik ook vanoggend pastoraal weer aan iets nuut herinner word, nie dalk nuwe lesse leer, nuwe metodes, 'n nuwe model wat ons kan volg, wanneer ons bedreig word deur hulle wat ons bouproses in die lewe wil kom maak misluk. Anders gestel, en dit is skyfie nommer 7 asseblief, Nehemia 4 gaan ons wys hoe ons innerlike stamina en strategiese fokus kan bly behou, wanneer ons presies halfpad met die bouwerk is. Ek gaan net nou 'n bietjie meer sê oor die halfpad beeld. Nou ons hoofstuk begin waar ons lees dat Sanballat en Tobia saam met 'n klomp volgelinge van hulle weer eens besig is om die Jode te spot. Hulle is besig om hulle bouery en hulle vaardigheid op allerlei maniere af te kraak, né? En dan kom daar 'n interessante beeld na vore. Tobia sê op 'n kol vir Sanballat die volgende, hy sê, selfs 'n jakkals sal dit kan laat omval. Dit klink nou 'n interessante beeld, toe gaan ek bietjie stil staan by dit. 'n Jakkals word beskou as 'n ligte, ratse dier wat baie saggies trap. En deurdat Tobia dit so hardop sê vir Sanballat, dat die bouers dit moet hoor, vriende, in daardie konteks, daardie beeldspraak van daardie tyd, is dit 'n verskriklike laahou wat hy gee, wat hy gebruik om hulle vermoë en hulle bouvermoë en hulle vakmanskap mee te beledig. Deur te sê dat die muur word so swak gebou, as 'n jakkals teen hom spring, gaan hy, of net teen hom trap, gaan hy opval. Dis 'n verskriklike laagvat, as ek dit so kan sê, waarmee hulle probeer om die bouers af te kraak. Maar, en ek gebruik hierdie woord weer eens, luister weer eens na Nehemia se reaksie. En ek sê juis weer eens, want dit is presies dieselfde metode wat hy volg, dieselfde model wat hy volg, dieselfde reaksie wat hy volg na elke intimidasie wat soos 'n verbale klip in sy rigting gegooi word. Nehemia sien ons net soos in hoofstuk 2, hy draai nie om na Sanballat en Tobia toe en begin met hulle stry nie. Hy probeer nie sy bouplan, sy bouproses verdedig nie. Hy skryf nie aan hulle 'n oop brief om homself te verregverdig nie. Nee, hy doen dit nie. Sy heel eerste refleksreaksie is, hy draai na die Here toe. Onmiddellik, en dis waarom die woord refleks so mooi inpas.
As kind, dit is altyd vir my lekker as die dokter jou reflekse toets, dan moet jy mos nou ergens op die rand van die bed sit, en dan kom hy met so 'n spesiale hamertjie, en dan slaan hy mos nou op jou knie, en dan, as hy nou presies op die regte plek kry, dadelik spring jou voet, né? Daar's nie eers 'n wagtydperk of 'n tussentydperk tussen die slaan en voor jou voet gaan nie, dis onmiddellik. En dis presies op die woord, die reaksie waarmee Nehemia se optrede uitgebeeld word. Toe hy daai verbale aanslag kry, onmiddellik, die eerste ding wat hy doen, hy draai na die Here toe. Hy sê, Here, hoor U wat sê hulle vir ons? Hoor U wat sê hulle van ons? Hermeneuties, trek ons dit na vandag toe. Gebed is baie maal die laaste uitweg wanneer alles in ons lewe begin skeefloop. Al is ons hoe goeie getroue Christene, ons maak nog steeds baie maal daai fout, ek ingesluit, dat as ons 'n uitdaging oor ons pad kom, dan wil ons baie keer self gou eers kyk of ons dit kan oplos. Ons vra baie keer eers mense se advies. Ons raak baie keer kwaad. En wanneer niks van hierdie pogings of benaderings werk nie, dan draai ons na die Here toe. Dan vra ons vir die Here, Here, my familie kan my nie help nie, my vriende kan my nie help nie, Google kan my nie help nie, Here, kan U my help? Nehemia kom wys vir ons vandag, hy kom herinner ons net weer daaraan. Want al is ons Christene, al het ons hart vir die Here gee, ons trap nog steeds daagliks in daai struik. Hy kom herinner ons weer eens, moenie die Here laaste op jou prioriteitslys plaas nie. Maak hom eerste, stel hom eerste. Hy moet die eerste refleksbeweging wees, wanneer ons die wind van voor begin ervaar, hy moet nie die laaste uitweg wees nie. Iemand het die volgende gesê, hy sê, wanneer die druk toeneem, skuif hy sy fokus, dis nou Nehemia, onmiddellik opwaarts na God toe, nie sywaarts na die probleem nie. Hy neem die emosionele gewig van die spottery en plaas dit onmiddellik reguit in die hande van die Here. Ons maak die fout, ons plaas dit baie keer eers op ons eie skouers. Ons maak dit eers baie keer ons eie verantwoordelikheid, ons wil dit opklaar. Nehemia sê, nee, ek gaan nie hierdie lading op my skouers dra nie. Ek gaan nie toelaat dat dit my invloed nie. Ek neem dit soos wat dit kom en ek gee dit dadelik vir die Here. Here, help U my. Moenie my in die posisie sit dat ek myself hier moet probeer verdedig nie en regverdig nie. Ek gee dit vir U. U sal laat geskied wat moet gebeur. Daarom die belangrike vraag voor ons voortgaan. Hoe lank neem dit jou voordat jy na die Here toe draai wanneer beproewing oor jou pad kom? Doen jy dit dadelik? Of gaan daar dalk 5 minute verby, 'n halfuur verby, 'n uur verby, 'n dag verby, 'n week verby, 'n maand verby? Is die Here en gebed 'n refleks, asseblief nie 'n refleks nie, refleksreaksie, of is dit 'n laaste uitweg? Na al die ander pogings, wêreldse pogings en benaderings misluk het. Die tweede aspek handel nou juis oor hierdie beeld van halfpad wees. Vers 6 vorm eintlik een van die mees deurslaggewende, een van die mees belangrikste verse in hierdie hele hoofstuk. Daar staan geskryf, skryf in nommer 9, ons het die muur herstel tot op die helfte van sy hoogte, want die volk was gemotiveer om te werk. Dink gou vir my 'n oomblik hieroor saam. Dink vir my saam oor die konsep van halfpad. Halfpad wees is sekerlik een van die mees gevaarlikste plekke om te kan wees in enige projek of in enige lewensfase. Hoekom? Want wanneer jy begin, dra die nuwigheid en die opgewondenheid van hierdie nuwe taak en hierdie nuwe lewensfase, hierdie nuwe projek wat voorlê vir jou, daai optimisme van ek gaan nou met iets nuuts begin, dra jou wanneer jy begin. En wanneer jy aan die einde kom,
dan dra die wete dat die eindstreep al hoe nader kom, jy kan hom dalk in die verte begin sien kom, dan dra dit jou weer om klaar te maak. Maar as jy in die middel is, dan word jy beproef. Dan bevind jy jouself eintlik in 'n krisissone, want die aanvanklike energie wat jy in die begin gehad het, is op, die liggaam is nou moeg, die pyn lê nog oral rondom jou, en die einde is nog heeltemal te ver, jy kan dit nog nie sien nie. En toe ek my navorsing oor hierdie deel doen, toe gaan daar met my met een se liggie af. Jy mens weet dit, jy kom dit agter, maar nou verstaan ek as ek dit kan deurtrek na die Comrades Marathon toe, waarom maak hulle so 'n groot saak van halfpad kom met 'n Comrades wedloop? Want as jy nie jouself in die middel bevind, is daar die opgewondenheid en positiwiteit en optimisme wat jy in die begin ervaar, want hulle die volkslied sing en Shozoloza sing en Chariots of Fire sing en almal wat daar saam staan is 'n eenheid. Dis 4-5 ure agter jou. Dis 45 kilometer agter jou. Maar die eindstreep is nog 4-5 ure voor jou. En jy bevind jouself hier in die middel. Daai aanvanklike opgewondenheid is nie meer daar nie. Jou lyf is moeg. Jou liggaam begin met jou raas en sê jy moet eerder ophou. Daarom maak hulle so 'n groot punt van halfpad wees met Comrades, want hulle besef, dit is 'n deel van die wedloop waar baie mense geneig is om op te gee, om in te gee. Hulle kan nog nie die einde sien nie, kan nie meer die begin sien nie, voel jy in die verlatenheid van elders in die middel. En dis presies waar die Jode op hulle self op hierdie stadium bevind. Ons lees dat die mure is halfpad. Maar ten spyte daarvan, sê die skrif, ten spyte daarvan dat hulle toelaat dat die spottery die oorhand kry oor hierdie proses waar hulle nou halfpad is en eintlik deur soveel uitdagings omring is, lees ons het hulle getrou aangehou met die mure het bly styg, want die volk se hart was in die werk gewees. Met ander woorde, hulle het die keuse gemaak, halfpad in hierdie proses in. Hulle gaan nie toelaat dat die eksterne geraas hulle momentum nou kom beïnvloed nie. Hulle gaan nie toelaat dat hierdie eksterne bespottery en veragting en intimidasie hulle bouproses kom beïnvloed nie. Hulle het hulle harte beskerm. Hulle het gefokus op die muur, hulle het gefokus op die bouproses. Hulle het nie hulle oë op die geraas geplaas nie en op die mense wat hier staan op hulle skree en vir hulle sê hoe swak en sleg hulle is nie. Hulle het gefokus op die muur. Hulle het gefokus om elke steen te bly neerlê langs die volgende een en die muur laag vir laag te bou. Geestelike stamina, skyfie nommer 10, vriende. Geestelike stamina beteken dat jy aanhou bou selfs wanneer die halfpad moegheid inskop, omdat jy weet wie jou geroep het om te bou. Weer so 'n bietjie net 'n getuienis uit my eie lewe uit. Teologie neem 'n mens 6 jaar. Ek het 7 jaar studeer want ek het nog 'n ekstra meestersgraad gedoen. Ek beloof jou, as jy hier by jaar nommer 3 kom, 3, 4, dan begin jou kop ook met jou smokkel. Dan begin jy ook wonder na al die jare se verskriklike leerwerk, hoekom doen ek dit aan myself, veral voor 'n eksamen, dan begin jy twyfel in jouself en in jou roeping en. En dan is dit so maklik dat jy net die boeke kan wegskuif en kan sê, ek is klaar. Ek gaan nie weer klas toe nie, ek gaan nie weer eksamen toe nie, ek gaan nie weer 'n vraestel skryf nie. Maar dis in daai tyd wat ek myself opnuut weer moes herinner, die Here het my geroep. Die Here het my gaan haal en vir my geroep en gesê, jy moet 'n dominee word, ek wil deur jou mense se lewens aanraak, deur jou mense se lewens verander. En daardie roeping, daardie net weer herinnering aan die Here wat my geroep het my gehelp. En daai slegste tye wanneer jy jou boeke wil wegstoot, jy het maar weer nader trek en verder studeer. Daai kere wat jy nie wil opstaan om klas toe te gaan nie, maar op te staan en klas toe te gaan. Ons het gefokus, ek het gefokus en ek dink elke klasmaat van my het gefokus op ons roeping. Dis wat ons gedra het deur die 7 jare en dis wat elkeen van ons, maak nie saak waarmee ons halfpad in die lewe is nie, sal bly dra.
deur gefokus te bly op ons roeping. Op die Here wat ons stuur. Dit bring ons by die derde en laaste punt wat ek wil uitlig. Die eerste een was nou weer eens die konflik wat hulle ervaar het van buite af. Die tweede is die halfpad wees. Die derde ene handel oor vers 9 waar ons lees dat die vyand het gesien dat die muur styg. Dit het hulle verskrikke kwaad gemaak en nou begin hulle 'n nuwe aanval beplan. Maar dis nou nie meer 'n aanval wat kognitief is, wat hulle net die bouers, die volk gaan verag en intimideer en spot nie. Nee, ons sien dat hulle maak nou reg vir fisiese handgeweld. Hulle wil letterlik die bouers gaan aanval by die muur. En in reaksie hierop lees ons vers 9 sê, maar ons het tot ons God gebid, dis skyfie nommer 11. Ons het tot ons God gebid en weens hulle, dis natuurlik nou die aanvallers, 'n wag teen hulle opgestel dag en nag. Weereens 'n verskriklike belangrike vers hierdie in hoofstuk 4, vriende, want geleerdes sê, dit dui vir ons die perfekte balans wat daar moet wees, die perfekte balans en ewewig van ware geloof uit. Ons sit hier met twee kante van dieselfde munt. Aan die een kant lees ons, hulle het gebid. Dit vorm die goddelike bonatuurlike kant. En ons lees saam met dit staan daar, en ons het 'n wag opgestel. Met ander woorde, dit vorm weer die praktiese menslike verantwoordelikheid. En Christene is geneig om op hierdie punt baie maal in een van die twee uiterstes te verval. Baie van ons sal argumenteer, wanneer jy met 'n beproewing voor jou te doen kry, deur te sê, weet jy wat, ek gaan net bid, en agteroor sit, die Here sal sorg. Ek gaan verder niks doen nie, ek gaan glad nie my kant bring nie, ek gaan net sit en bid, en agteroor sit, die Here sal sorg. Dit beskou ons nie as ware geloof nie, vriende, ons noem dit passiwiteit. Die ander uiterste is dat ons sien die bedreiging is voor ons. Ons begin so rond hardloop en beplan en wagte uitsit dat ons heeltemal vergeet om te bid. Ons betrek glad nie die Here nie. En as jy die beproewing weer so benader, al wat jy eintlik doen is jy benader hom deur jou eie nietigheid, deur jou eie swakheid, deur jou eie kamstige kennis, en dan gaan dit ook misluk. Nehemia wys vir ons hier die skrifgetroue model. Hy sê geloof beteken om ons God 100% te vertrou oor dit wat net hy kan doen, met ander woorde deur middel van gebed, maar daarmee saam moet ons ook 100% gehoorsaam wees in dit wat hy ons vra om te doen, en dit noem ons die brandwag. Met ander woorde, kom ek gee vir julle praktiese voorbeelde. Jy bid vir jou huwelik, maar jy stel ook byvoorbeeld 'n wag voor jou mond, sodat jy nie dinge sal sê wat jou huweliksmaat gaan afbreek nie. Hoor julle hoe albei kante betrek word? Jy bid vir jou finansies en jy bid vir die Here dat hy sal voorsien, maar jy stel ook 'n wag op oor jou begroting en jou spanderingsgewoontes. Jy bid vir geestelike groei, maar jy stel ook 'n brandwag op om seker te maak dat jy daagliks in jou kalender tyd plaas om tyd met die Here te spandeer. Daai balans, daardie ewewig moet daar wees. En met dit sluit ek vanoggend se boodskap af. As ons vanoggend hier stop by vers 9, dan wil ek die volgende slotvraag mee afsluit. Die eerste vraag is, waar of met wat in jou lewe het die halfpad merk dalk jou ondergekry? Wat het jy dalk in jou lewe met groot optimisme en met groot positiwiteit aangepak, maar toe jy halfpad kom, toe sit jy jou gereedskap neer? Hoeveel van ons kom staan hier voor die kanse, ons gee ons harte vir die Here, ons bely ons geloof, ons is vuurwarm, en dan raak ons lou. Hoeveel ouers kom staan voor die doopfonds, vuurwarm, en net daarna raak ons lou. Met die halfpad proses raak ons weg.
Hou ons op, gee ons in, sit ons gereedskap neer. Hoeveel mans en dames doen al die lekker mooi goedjies vir hulle toekomstige huweliksmaat, die een wat hulle mee in 'n verhouding is, en as hulle getroud is, dan val al daai goed weg. Dan sal nie meer daai mooi sjokolades en teddybeere en maak vir jou die deur oop en nie. Ons is mos nou getroud. Ons het ons mekaar nou gekry. Nou raak ons lou. Hoeveel mense se huwelike val uit mekaar uit wanneer daai honeymoon fase verby is en geloof werklik moet intree en die liefdestale moet intree. Ons sien nie kans om saam oud te word nie. Die eindstreep is nog te ver. Ons moet maar die huwelik eerder hier in die middel stop. Hoeveel mense skei nie na 10, 20, 30 jaar van getroud wees nie. Hulle sit die gereedskap neer in die middel van die proses. Waar of met wat in jou lewe het die halfpad wees jou dalk onder gekry? Die begin is te ver weg, dit motiveer jou nie meer nie. Die einde is nog te ver weg, dit het jou nog nie begin motiveer om deur te trek. En daarmee saam, die tweede vraag, volg jy waarlik die ewewig van geloof? Is dit deel van jou lewensmodel? Bid jy net sonder dat jy enige verantwoordelikhede neem? Of hardloop jy net rond en probeer alles self beheer, maar jy betrek nooit die Here daarbey nie? Is iets waaroor ons kan gaan dink. Is iets waaroor ons in ons stilte tyd met die Here en dalk met ons gesinne oor kan gesels waar ons fakteer. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie volgende gedeelte in ons reeks wat ons sopas kon deurwerk, wat ons sopas kon behandel. Here, ek kom bid namens elkeen wat hier sit. Kom help ons dat U nie ons laaste uitweg sal wees nie, maar ons eerste refleksbeweging. Help ons daarmee saam dat wanneer ons halfpad in 'n proses in is, of in 'n projek in is, waar ons iets vir U wil oprig, dat ons fokus op die muur sal behou, dat ons nie ons oë sal wegdraai en eerder op die eksterne geraas van buite sal fokus nie, dat dit nie ons so sal beïnvloed, dat ons op die ou en ons gereedskap wil neersit nie, maar dat ons sal onthou op daardie halfpad merk, waarom ons is waar ons is, waarom ons geroep is om te doen wat ons doen, en dat ons met daardie wete, ons roeping, ons harte, sal beskerm, deur gebed, deur die uitnodiging van die Heilige Gees, en dat ons sal bly aanhou bou in dit waarvoor U ons geroep het. Here, ons besef dat ons baie keer onsself in een van die twee uiterste kante bevind. Of ons bid net en ons is te min gehoorsaam, of ons wil te veel self en ons betrek te min vir U, Here. As dit so is dat ons nie in balans leef op hierdie stadium nie, kom help ons dat ons in ewewig sal wees. Dat ons hierdie gebalanseerde model, soos wat Nehemia het aan ons kom bied, vanuit vers 9 sal nastreef. Here, U ken ons lewens. Dit is soos 'n prentjie voor U. U kan sien waar is die projekte, die mure, die geboue wat ons aangepak het, watter is klaar, watter het ons halfpad mee gestop, watter sien ons nog nie 'n kans om te begin nie, ons probeer dit nog keer en vermy en verby dit stap. Maar Here, as dit 'n projek is waarin U ons geroep het, mag ons ophou uitstel. En mag ons die gereedskap opneem en bou. Here, seën ons gemeente waar ons ook hierdie proses probeer toeëien. Wat ons dit prakties hier probeer uitvoer. Ja, Here, met geestelike groei, met geestelike herlewing in 'n gemeente, kom daar ook wind van voor. Jy sit met verskillende mense, met verskillende sieninge, verskillende behoeftes. Help ons dat ons mekaar meer sal akkommodeer, want dit is die grootste uitdaging in 'n geloofsgemeenskap, akkommodasie.
dat ons vir mekaar sal ruimte maak, dat ons mekaar sal laat deel voel, dat dit nie gaan oor die eie ek nie, maar oor ons. Nie wat is die beste vir my nie, maar wat is ook die beste vir my medemens. Seën ons, Here, want dit is baie keer 'n groot beproewing wat op elkeen van ons se voorstoep beland. Seën ook so die week wat voorlê. U ken elkeen van ons se beproewings, se harte, se denke. Raak ons so aan, Here, soos net U kan. Ons bid dit in U groot naam alleen. Amen.